Palmsondag was die eerste dag van die lydingsweek, die dag toe Jesus Jerusalem binnegaan en die profetiese woord van Sagaria 9 vers 9 vervul het. Wees baie bly, dogter van Sion, juig hardop, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en 'n oorwinnaar, maar tog is hy nederig. Hy ry op 'n donkie, die vel van 'n donkie. Kom ons lees nou ook Matteus 21 vers 2 tot 11. Gaan na die dorpie hier reg voor julle, en julle sal 'n donkie daar vasgemaak sien staan met 'n vel by haar. Maak hulle los en bring hulle hier vir my. As iemand protesteer, sê dan, die Here het hulle nodig. Hy sal hulle nou terugstuur. Dit het gebeur om die profesie te laat vervul. Sê vir die volk van Israel, kyk, julle koning kom na julle toe. Hy is sag geaard en hy ry op 'n donkie, ja, op die vel van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe gegaan en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en haar vel gebring, hulle boklere op hulle gesit en Jesus het op die donkie gaan sit. Die grootste deel van die skare het hulle boklere op die pad voor Jesus oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en dit oor die pad uitgesprei. Met Jesus in die middel van die optog het die skare uitgeroep, prys God vir die seun van Dawid. Geseënd is die een wat kom in die Here se naam. Prys God in die hoogste hemel. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in beroering. Hulle het gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, hy is Jesus, die profeet uit Nasaret in Galilea. Ek wonder soms hoe moeilik moes dit vir Jesus gewees het, om almal so gelukkig en bly te kon sien, maar die wete te hê, aan die einde van die week gaan elkeen van daai gelukkige gesigte sy dood aanroep. Dag 1 roep hulle hom aan as koning, en dag 6 wil hulle hom kruisig. Steeds het hy die rol gespeel wat van hom verwag word, om die lam te wees wat geoffer sou word vir ons elkeen. Het ons nie ook elkeen sulke weke, wat mense jou vriende is eendag, en die volgende dag voel jy, hulle steek jou in die rug. Ons reaksie is om dit met kwaad, haat en seer terug te betaal. Wat sou van ons geword het, as Jesus soos ons elkeen reageer het, om seer met seer te antwoord? Nie een van ons sou vergifnis kon ontvang het nie. Die wêreld het meer van Jesus nodig, en minder van ons gevoelens. Laat Jesus vandag vir jou die voorbeeld wees van hoe om jou broer en suster te behandel wat verkeerd teenoor jou optree. Die antwoord is altyd liefde. As jy vandag se boodskap geniet het, seën iemand anders en deel dit met hulle ook. Ek hoor graag van jou, so deel asseblief in die kommentaar as dit vir jou iets beteken het. En onthou om Smags soos 'n Wildsbok te volg op YouTube en TikTok vir meer.